Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Maak gereed om jou God te ontmoet. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Amos hoofstuk 4 vers 12. Baie besef nie wat hulle moet wees om in die aangesig van die Here te lewe sonder 'n hoëpriester in die heiligdom deur die tyd van benoudheid nie. Diegene wat die seël van die lewende God ontvang en beskerm word in die tyd van benoudheid, moet die beeld van Jesus ten volle weerspieël. Hulle klere moet vlekkeloos wees, hulle karakters moet van sonde gereinig word deur die bloed van besprinkeling. Deur die genade van God en hul eie ywerige poging moet hulle oorwinnaars wees in die stryd teen die bose. Terwyl die ondersoekende oordeel in die hemel vorentoe gaan, terwyl die sondes van boetvaardige gelowiges uit die heiligdom verwyder word, moet daar 'n spesiale werk van reiniging, van die wegneem van sonde onder God se mense op aarde wees. Ek het gesien dat baie die voorbereiding wat so nodig was, verwaarloos het en na die tyd van verkwikking en die laat reën gekyk het om hulle toe te rus om te staan in die dag van die Here en om in sy aangesig te lewe. O, hoeveel het ek in die tyd van benoudheid sonder 'n skuiling gesien? Hulle het die nodige voorbereiding verwaarloos. Daarom kon hulle nie die verkwikking ontvang wat almal moet hê om hulle toe te rus om in die oë van die heilige God te lewe nie. Diegene wat weier om deur die profete gekap te word en versuim om hul siele te reinig deur die hele waarheid te gehoorsaam, en wat bereid is om te glo dat hul toestand baie beter is as wat dit werklik is, sal tot die tyd van die plaag kom, en dan sien dat hulle gekap en vierkantig gemaak moes word vir die bouwerk. Ek het gesien dat niemand die verkwikking kon deel, tensy hulle die oorwinning oor elke sonde, oor trots, selfsug, liefde vir die wêreld, en oor elke verkeerde woord en daad verkry nie. Ons moet dus al hoe nader aan die Here kom, en ernstig soek na daardie voorbereiding wat nodig is om ons in staat te stel om in die stryd te staan in die dag van die Here. Laat almal onthou dat God heilig is, en dat niemand behalwe heilige wesens ooit in sy teenwoordigheid kan woon nie.